Ek en die vrou was mos nou gister by 'n begrafnis gewees. Dit was nou nie 'n vriend se begrafnis nie, maar 'n aangetroude familielid van 'n verlangse neef van my. Hoe ook al dan so, begrafnisse is nou nie eintlik plekke vir grappies en verlag nie. Maar terwyl ek toe nou daar so sit en luister na die predikantjie se gepraat, toe dink ek nou aan so 'n snaakse geval van 'n begrafnis. En dit was nou die van Tannie Bets. Jy sien, Tannie Bets was so 54, so in haar vroeë 50's gewees. En ek kan nou nie onthou presies wat met haar gebeur het, of sy 'n hartstilstand gekry het, of 'n karra raak gery het, of dit nou net 'n siekte was, of hoe ook al nie. Maar soveel so, sy word in die hospitaal opgeneem, maar dit is ernstig. Die mense is daar, die kardioloë en die allerhanoloë is daar om haar bed saamgedrom. En terwyl sy nou daar op haar laaste lê, toe blaas sy ook nou haar laaste asem uit. En sy gaan reguit hemel toe, want Tante Bets was 'n goeie mens gewees, die sout van die aarde. En sy kom daar by die hemelpoort, daar voor die hemelse hek, en Petrus is daar so, en Petrus sê vir haar, Bets, maar wat maak jy vandag hierso? Jy moenie hierso wees nie. En Bets sê, wel, ek is nou hierso. Hy sê, nee, jy's te vroeg. Sy sê vir hom, jou werklik waar, hoe dan so? Hy sê, nee, volgens my rekords hierso, moet jy nog 'n volle 40 jaar en 2 dae en 8 ure leef daar op aarde. En Bets sê, ag, dankie, ek sal dan teruggaan, en sy's terug na haar hospitaalbed toe, en sy word daar wakker. En almal is so bly om haar te sien, hulle sê dit was 'n wonderwerk dat sy nog leef, en sy sê ja. En ek dink terwyl ek nou hier in die hospitaal is, moet ek nou sommer so 'n paar dingetjies aan myself laat doen, want sien ek het nou nie gedink ek sal graag 'n tummy tuck en 'n facelift wil hê en sulke tipe van dinge nie, maar Petrus het vir my gesê, vertel sy, dat ek nog vir 40 jaar en 2 dae en enige ure gaan leef, so terwyl ek dan nou hier is en soveel tyd hier op aarde gaan deurbring, moet ek so 'n bietjie panel beating aan my laat doen. En sy vra vir die dokters om te kom en haar measurements te neem, en hulle besluit om dit wegvat en dit bysit, en sy kry haar tummy tuck en haar facelift en haar ander operasies en so aan, en sy lê vir nog 'n hele maand daar in die hospitaal. En na die maand in die hospitaal toe word sy ontslaan, en sy stap oor die straat na haar man toe wat vir haar sit en wag in die kar. Hy het so lank haar soetkies in die kar gaan laai, en toe sy so oor die pad stap, toe kyk sy nie waar sy loop nie, sy kyk net na haar man daar by die kar, en sy sien nie die trok wat aangery kom nie, en daai lorry tref haar en hy ry vir haar mors dood. En sy kom weer daar by die hemelpoorte aan. En Petrus sê vir haar, en nou, is jy hier vir goed? Sy sê, ja, maar ek dog jy het gesê, ek gaan nog vir 40 jare, 2 dae en enige ure leef, wat het dan nou fout gegaan? En Petrus kyk haar so op en af, en heen en weer, en hy kyk na sy pampiere, en toe sê hy, ekskuus tog, is dit jy, Bets? Ja, sê sy, dit is ek. Hy sê, wel, ons het jou nie herken na daai facelift van jou nie.